Kerk sonder mure bestaan om mekaar en ander te help om die Jesuslewe te ontdek. Die Jesuslewe begin nie by harder probeer nie. Dit begin by ontdek. Kom ons vier saam 'n paar hoogtepunte van wat alles hierdie kwartaal gebeur het. Ons begin met 'n visie. Tydens die KSM afskopfees is ons verbeelding opnuut aangegryp oor die moontlikhede van Jesus se droom vir sy kerk. Die kleurvolle kinder- en kuierspeelatmosfeer het ons herinner aan die prominente plek van kinders in ons harte. 1000 kinders het deelgeneem aan die pret- en feesaktiwiteite. Amper 680 tieners het besluit om hulle Sondag hier te begin. 4000 volwassenes het saam op afskopfees aanbid in Hippolaan en Midstream en nog 4000 mense het daardie aanlyn boodskap gekyk. Ons weet getal is belangrik, maar dis nie alles nie. Wat belangriker is die stories van mense wat kies om Sondag by KSM te begin, met meer vertroue en afwagting van wat die Here deur KSM hierdie jaar gaan doen. Meer as 180 mense doen moeite om weekliks by mekaar te kom en hulle Bybelkennis te verdiep, en duisende meer sluit aanlyn aan. Dis nie net 'n kursus of 'n skool nie, dis diep gemeenskap, aktiewe deelname, doelbewuste disippelskap. Alpha was ook 'n hoogtepunt waarin mense in 'n veilige ruimte om 'n etenstafel kon saam nadink oor groot geloofsvrae van die lewe. Ons omgeprogramme, The Woske, Griefshare en Living Grace het afgeskop. Hier deel mense Jesus liefde en God se genade in pyn, seer en teleurstelling. Die program is oop en enige iemand kan enige tyd nog inskakel. Jong mense vind by Kerk sonder mure 'n voorkeurtuiste, 'n plek om lekker te social, te behoort, te groei en hulle drome en denke te vorm as volgelinge van Jesus. Die nood in Limpopo en Mpumalanga was byna oorweldigend. Terselfdertyd was dit so inspirerend om te beleef hoe Kerk sonder mure deur die ruimhartigheid van ons gemeentelede kon wees waar die nood is en uiteindelik R1 miljoen se impak binne 'n paar weke kon maak. Ons is dankbaar vir alles wat al in die afgelope paar weke gebeur het. Wat nog hierdie kwartaal voorlê, is geleenthede om te dien, te leer en fees te vier. Aand Bybelskool, kuierfees en kerke wat geplant word. En dan die opbou na Paasfees, die hart van ons geloof, die goeie nuus. Hierdie is 'n jaar van minder en meer. Hierdie kwartaal leef ons meer vertroue want ons is hoopvol oor mense. Want wanneer mense ontdek wie Jesus is en in eenheid met hom leef, word dinge mooi, reg en heel. Begin Sondag en ontdek die Jesuslewe. Baie van ons lees die Bybel, maar voel nie altyd seker of ons dit reg verstaan nie. Is dit wat dit regtig beteken, of lees ek my eie idees in? Veritas help om jou vry te maak van jou onsekerheid om die Bybel met selfvertroue te verstaan. Veritas is nie nog 'n Bybelstudie nie. Dit is 'n gestruktureerde opleidingsprogram wat jou leer hoe om die Bybel self te lees en te ontleed. In module 1 leer jy hoe Paulus sy briewe geskryf het, hoe konteks werk, hoe om self waarheid in die teks te ontdek, en hoe om met selfvertroue te onderskei tussen wat jy lees en wat jy anders hoor. Leer om die Bybel te lees. Ontdek hoe om die lewenslesse te verstaan. Leef wat jy geleer het. Hartlike hallo hier van Kerk sonder mure se kant af by hierdie digitale uitsending. Dis vir ons so voorreg om ook op hierdie manier saam met jou te kan kuier. Baie dankbaar vir die geleentheid. En ons skop af met 'n splinter nuwe reeks
Ons noem dit min of meer. Dit gaan eintlik oor ek wat minder moet word en die Here wat meer moet word. En spesifiek vandag skop ons hierdie reeks af, die eerste van 4, en dit gaan oor Johannes die Doper. Ek wil ook sommer net so tussen hakies noem, al is hierdie digitaal, jy kan nog steeds deel van die digitale gemeente wees en ook finansiëel bydra. Daar's verskillende maniere, digitale maniere, hoe jy finansiëel kan bydra. Voordat ons afskop met Johannes die Doper, kom ons bid saam. Here, U is vir ons goed, U is 'n liefdevolle Vader, U is 'n God wat vir ons vashou, wat vir ons dra, wat vir ons rig en lei elke dag van ons lewe. Kom ook in hierdie reeks en spesifiek ook nou by hierdie geleentheid, as ons gaan stil staan by Johannes die Doper. Here, lei ons lewens, rig ons lewe, ons leer ons, Here, wat dit beteken om groot te wees in U oë. Amen. Ons begin met 'n nuwe reeks vanoggend, julle, met 'n tema wat jy al gehoor het. Nie die reeks nie, maar die woorde, min of meer. Min of meer. Op die oomblik voel ek ons min of meer 'n goeie kans om die World Cup cricket te wen, min of meer. Want dit is nou glad nie waaroor hierdie gaan nie, soos in absoluut glad nie. Jy kan dink aan die woord min, en jy kan dit doodgewoon vat na minder toe. En dan of meer, God meer, en ek minder. Dis waaroor dit gaan. So, ek sien so uit na die volgende 4 weke, en wat ons besluit het hier by Kerk Sonder Mure, is ons gaan by Bybelfigure stil staan, om hierdie beginsel van ek minder en hy meer in ons almal se harte, ook in my hart, want ek kan jou beloof, terwyl ek besig was om voor te berei vir vandag, ek sê altyd, 'n mens dink ons jy raak besig met die woord, want jy vergeet partykeer die woord raak besig met jou. En ek kan vir jou beloof dat die woord het besig geraak met my, en ek het self so baie ontdek en so baie geleer, en ek is so opgewonde om dit met jou te kan deel vandag, en dit vir jou te kan uitdeel. En ons eerste Bybelfiguur by wie ons gaan stil staan dan in hierdie reeks is Johannes die Doper. Van alle mense Johannes die Doper. En ek wil begin met 'n eenvoudige vraag. Hierdie is 'n vraag wat ek dink verskriklik belangrik is in die tyd wat ons in leef. Wat maak 'n mens groot? Kom, ek gebruik die Engelse woord great. Wat is greatness? Wat is dit wat 'n mens groot maak? Ek wil weer die woord gebruik, greatness. En weet jy, dit is baie interessant as jy gaan navorsing doen, dan kry jy 'n lys. Daar's verskillende navorsings en daar's verskillende lyste oor hierdie hele ding van greatness en wat 'n mense is, wat is great, was great, en sal ons altyd onthou vir hulle greatness. En dan baie interessant, op die een lys wat ek op afgekom het, in die navorsing is daar 'n top 100. En ek deel dit graag met jou. Die nommer 1 is Thomas Edison. Want as dit nie vir Thomas Edison was nie, het ons nie elektrisiteit en die elektriese lig gehad en daai tipe van goed nie, dan het ons nou in duisternis gesit vanoggend en ek het 10-10-1 op jou geskree. So dankie tog Thomas Edison vir jou. Die bekende ontdekker, uitvinder Christopher Columbus is nommer 2 op die lys. En dan onder andere, kom ek gee vir jou net nog 'n interessante statistiek. 18 wetenskaplikes haal die lys van 100. 17 politici. Ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het nie, maar well done. Maar daar's 17 politici wat op die lys van die top 100 is. Daar's 10 militêre leiers. Ek weet nie eers presies wie hulle is nie, maar dis nou seker die Mussolinis en daai tipe van mense. En dan 10 ontdekkers of 10 uitvinders. So daar het jy greatness. Maar hier is die belangrike vraag wat ons vir onsself moet vra. In God se oë. In God se oë. Wat is ware grootheid? Want dit is waar jy en ek graag groot wil wees. Dit is by God en deur God wat ek graag groot en in hom wat ek graag groot wil wees, want dit is ware grootheid. Dit is ware greatness. En ons gebruik nou Johannes die Doper vanoggend om absoluut presies by hierdie punt uit te kom. In God se oë, wie is werklik groot? So ek gaan begin met so 'n bietjie agtergrond oor Johannes die Doper, en ek hoop jy leer saam met my geweldig baie. Ek het geweldig baie geleer in my voorbereiding. Sy pa was 'n priester, Sagaria, so hy het gedurig tempeldiens gedoen en was aan
by die kerk betrokke en daai tipe van goed. Sy ma was Elisabeth. Ek dink dis min of meer agtergrond wat almal van ons ken. So ons het vir Sagaria die priester en ons het vir Elisabeth. Albei, beide van hulle pragtige gelowiges wat die Here regtig liefgehad het. So daar's nou nie hierdie geval van hier kom nou hierdie kind wat nou gaan kom uit 'n afvallige huis uit of 'n kind wat ten spyte van sy ouers, inteendeel pragtige gelowige mense. Die woorde wat gebruik word in die Bybel is hulle het die wette onderhou. Hulle het die wette onderhou. Pragtige gelowige ouers. Maar 'n uitstaande kenmerk van Sagaria en Elisabeth, hulle het geen kinders gehad nie. Hulle was kinderloos. En dis hartseer. Onmiddellik, toe ek dit lees, toe dink ek aan Abraham en Sara in die Ou Testament. En beide van hulle is in 'n gevorderde stadium van hulle leeftyd. So hulle is nou nie meer jonk nie. Hulle is nie 25-jariges nie, hulle is nie 30-jariges nie. Hulle is in 'n gevorderde stadium van hulle leeftyd. Wie die Abraham-Sara ooreenkoms. En toe eendag is Sagaria, papa Sagaria, wat nou die priester is in die tempel, is besig in die tempel, hy is besig om wierook te brand, 'n wierookoffer vir die Here te bring, en die volgende oomblik is daar 'n stem. En mense weer eens, daar's klomp plekke in die Bybel wat hierdie gebeur. Ek dink onmiddellik aan Gideon en die rigters, wat daar 'n stem van 'n engel opgaan en hy skrik vir hom mors dood, en dit is presies wat hier gebeur. 'n engel Gabriël self, verskyn aan papa Sagaria, en hy skrik vir hom. Dit staan net so in die Bybel geskryf, hy skrik groot. En die engelse boodskap aan hom is die volgende. Lukas 1 vers 13. Maar die engel sê vir hom, moenie bang wees nie. So, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, Sagaria. Jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk, en jy moet hom Johannes noem. So, sien net weer die ooreenkomste tussen Abraham en Sara, die onmoontlike wat daar gebeur het, en hierso is dit Sagaria en Elisabeth. En 'n engel wat verskyn en sê, ek het vir jou goeie nuus, julle gaan 'n kind kry, julle gaan 'n seentjie kry, en jy moet hom Johannes noem. Whatever die ander mense jou gaan voorstel jy moet noem, want dis wat gebeur het in hierdie verhaal, dat die volk het gevoel hy moet 'n ander naam kry, en Sagaria het net gehou by hierdie naam, want dis wat die engel vir hom gesê het. So 'n bietjie agtergrond oor Johannes die Doper. Voordat hy nog gebore is, met ander woorde, terwyl hierdie aankondiging kom dat Johannes die Doper gebore gaan word, is daar 'n paar eienskappe wat die engel al klaar uitlig vir papa Sagaria. Hy sê van onder andere die volgende: hierdie kind gaan vir julle 'n bron van blydskap en vreugde wees. So maak jou reg vir groot vreugde in jou lewe, goddelike vreugde en blydskap in jou lewe. Dis wat hierdie kind vir julle gaan gee. En hier kom die belangrike vir my. Hy sal groot wees in die oë van die Here. Kan ek dit herhaal? Dit is hoekom Johannes die Doper se verhaal vir my en vir jou so oneindig belangrik is. Want voor sy geboorte word aangekondig en hy sal groot wees in die oë van die Here. En hy sal van kleins af met die Gees vervul wees. Reeds as baba sal hy met die Gees van God vervul wees. Baie van die volk sal terugkeer na God toe as gevolg van hierdie seentjie wat God vir julle gaan gee. En hy, Johannes die Doper, sal vaders en kinders met mekaar versoen. Nou mense, dis die intreerede van die engel oor Johannes die Doper. Hierdie man is nog in skok. Sagaria is nog verskrik. Hy's nog verstar. Hy's bang. Die engel het vir hom gesê, raak vir my kalm, raak vir my rustig, moenie bang wees nie. Maar hy's in skok oor en hoor al hierdie goed wat hy moet hoor van hierdie kind. Maar die belangrike vir my, hy sal groot wees in die oë van die Here, want ek dink dis belangrik vir jou en dit is verskriklik belangrik vir my. Maar mense, kan jy nou vir een oomblik dink, dat as jy nou in 'n gevorderde stadium van jou lewe is, en hierdie wonderlike nuus word vir jou gebreek, dat jy onmiddellik gaan sê, "Jesus, dis fantasties, ek vat dit, ek glo dit, ek's great." Nee, kom ons lees saam. Lukas 1 vers 18 tot 20. Toe sê Sagaria vir die engel, "Waaraan sal ek dit weet?" Onmiddellik, hy twyfel. Hoor gou die menslikheid. Hoor die menslikheid. Dis die onmoontlike wat jy vir my sê, man, waaraan gaan ek hierdie weet? Ek is 'n ou man en my vrou al op 'n gevorderde leeftyd.
Hy kies sy woorde daarin baie mooi, hy's bang vir mami. Okay. Pappies, ons moet leer, right? Die engel antwoord hom, ek is Gabriël, wat in diens van God staan. Ek is gestuur, God self het my gestuur, om met jou te praat en hierdie goeie tyding vir jou te bring. En kyk nou mooi die teken. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat tot op die dag dat hierdie dinge gebeur nie. Oh my word, jy het gevra vir 'n teken. Ek dink hy het vir 'n oomblik gedink om dit nie maar met Elisabeth gebeur het nie, maar toe gebeur dit met pappa. Mense, probeer net die prentjies sien van hierdie moment in die tempel en nou gaan die man uit die tempel uit. Almal kan sien, het iets massief gebeur met hierdie man, met hierdie pa. En almal wil weet wat. Wat is die enigste probleem nou? Hy kan nie praat nie. Hy kan nie praat nie. En ek dink nie so iets wil jy demonstreer nie. So, hulle het maar net vrede gemaak met uit 'n gesig gesien. Dit is die woorde wat in die Bybel gebruik word. Die Here het aan hom verskyn. Die Here het vir hom 'n boodskap gegee. En hy is tipe van stom geslaan, letterlik in hierdie geval, is hy stom geslaan. Mense, en dan 'n baie interessante ding, goed, hier gaan die verhaal van Johannes die Doper nou aan. Hier gebeur dit nou dat Sagaria en Elisabeth deel hierdie goeie nuus met mekaar, is opgewonde saam met mekaar, en ewe skielik is dit asof hier gekruisde lyne kom, in Lukas 1. Hier kom gekruisde lyne, want die volgende ding wat jy lees in Lukas 1, na al hierdie wonderlike nuus en hierdie goeie nuus van Sagaria en Elisabeth en Johannes die Doper, die seentjie wat gaan 'n bron van vreugde wees, en mense gaan na God toe draai as gevolg van hom, en hy gaan groot wees in die oë van die Here, is daar ewe skielik 'n draai, hoor mooi, vers 26 en 27. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, so sy is nou 6 maande swanger, het God die engel Gabriël gestuur, presies dieselfde engel, na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd, ons almal weet dit is Maria. Hier kom die gekruiste lyne, dis of hierdie stories by mekaar uitkom. Die storie van Johannes die Doper en die storie van Jesus, dis of dit so in mekaar gewewe word, so in mekaar gevleg word. Elisabeth is 6 maande swanger, dieselfde engel kom met die nuus na die maagd Maria toe. Nou mense, hoor nou mooi, hoor die ooreenkoms. Die ooreenkoms is dat die engel Gabriël verskyn aan 'n man wat nou sê ek is oud en my vrou is in 'n gevorderde leeftyd. Jy kom kondig die onmoontlike aan. En daar dieselfde engel kom na 'n maagd toe. En kom sê jy gaan geboorte skenk aan Jesus, die seun van God, die verlosser. Hoor mooi, 'n maagd, die onmoontlike. En dit is Maria se verwondering op daai stadium. Net soos Sagaria verwonderd was, in skok was en toe, maar hoe kan ek jou glo? Hoe kan ek jou glo? Sê Maria vir die engel, maar hallo, ekskuus, verskoon my, maar ek is 'n maagd. Daar's geen manier dat ek kan swanger raak nie. En dan kom een van die belangrikste skrifgedeeltes vir vanoggend. Lukas 1 vers 37. Niks is vir God onmoontlik nie. Elisabeth moet dit hoor, Sagaria moet dit hoor, Maria en jy moet dit hoor. Niks is vir God onmoontlik nie. En weet jy wat, Johan, jy moet dit hoor. En jy wat hier sit, jy moet dit hoor. Niks is vir God onmoontlik nie. Jy sit op die oomblik hier, ek ken nie jou persoonlike omstandighede nie, ek ken nie eens jou naam nie, maar jy sit hier met omstandighede wat so uitdagend is, wat so verregaande is, dat jy vir jouself net sê, daar's geen uitkoms nie, daar's geen manier hoe hierdie kan verander, of kan verbeter, of dat hier enige iets goeds uit hierdie ding uit kan gebeur nie. Dan wil ek vir jou sê, onthou Lukas 1 vers 37 in jou tyd van onsekerheid.
Niks is vir God onmoontlik nie. Gaan vra dit vir Elisabeth, wat 6 maande swanger is, en gaan vra dit vir Maria, wat gaan swanger word. En wat toe gebeur? Maria gaan bly toe by Elisabeth. Dit is nogal 'n baie mooi verhaal, met die tannie, die swanger tannie, en die swanger jongvrou. En die jongvrou gaan trek in by Elisabeth. 6 maande swanger, sy gaan trek in by haar. En toe Maria haar groet, toe sy by haar huis aankom, toe staan 'n beweging in Elisabeth se maag. Mense, dis die krag van God. En Elisabeth word met die Gees vervul. Dit is hoe geesvervulling in Elisabeth se lewe gebeur het. Absoluut bonatuurlik. Hier kom Maria by haar aan, swanger met baba Jesus. Hierdie vrou is 6 maande swanger. Toe Maria praat, 'n roering en geesvervulling. En dan wat Lukas 1 so spesiaal maak, en ek wil jou regtig nooi na vanoggend. Doen jouself 'n guns en lees na vanoggend net weer Lukas 1. Goeie of slegte nuus, slegs 80 verse wat jy gaan lees. Lukas 1 het 80 verse. In die oomblik toe dit nou gebeur, mense, dit is Maria wat in 'n loflied uitbreek. En dan ook in Lukas opgeteken vir jou en vir my, is die loflied van Sagaria. So in Lukas 1 kry jy 2 lofliedere oor God wat die onmoontlike doen. Oor God wat mense kom seën, terwyl dit vir hulle gelyk het na 'n doodloopstraat. En jou omstandighede, whatever it is, kan vir jou lyk na 'n doodloopstraat. Weet jy wat? God wil dit verander in jou loflied. Ons het in Lukas 1, ek sê weer, die loflied van Maria en ons het die loflied van Sagaria. Kom ek lees vir jou so 'n bietjie iets van die loflied van Sagaria. En jy, kindjie, 'n profeet van die Allerhoogste sal jy genoem word. Want jy sal voor die Here uitgaan om sy pad gereed te maak, om kennis van verlossing aan sy volk mee te deel, verlossing deur vergifnis van hulle sondes. Dis 'n pa wat dit verloor uit dankbaarheid teenoor die Here. 'n Pa wat net losbreek in lof, en dit is presies dieselfde wat jy lees van Maria. Here, ek is hierdie nie werd nie, ek is hierdie nie waardig nie, maar dankie, en ek aanvaar dit, en ek vat dit, ek gee nie om wat jy kritiek na wat aan my kant toe gaan kom, en wat die mense gaan sê nie, I couldn't care less, ek embrace dit, Here, aan u die eer, aan u die lof. En toe is Johannes die Doper gebore. Maria is huis toe, want ek bedoel, Johannes die Doper word gebore, Elisabeth skenk geboorte, en hierdie kind word groot in die woestyn. Nou mense, enigstens die van julle wat al in Israel was, sal weet waarvan ek nou praat. Jy wil nie in Israel in die woestyn bly nie. Jy wil nie daar groot word nie. Mense, daai hitte is ondraaglik. Daai hitte is iets verskriklik. Daai droogte is iets onbeskryflik, met bitter min reën en bitter min vrugbaarheid. Maar dit is waar Johannes die Doper groot word, in die woestyn. Hy dra klere van kameelhaar. Jy het gedog jou tiener is weird. Gaan lees hierdie goed oor Johannes die Doper. Hy dra klere van kameelhaar, en hy eet sprinkane, gelukkig met heuning. Vader tog. Mense, hy's anders. Hy's net so uniek. Vandag se tiener sal sê, weird hoor. Weird. Ja, hy was. Maar weird, vol van die Gees. Die een wat die pad gelyk maak vir Jesus. Geen ego nie. Geen niks gaan oor myself nie. En dan lees jy spesifiek in vers 80. Hier is ons nou in Lukas 1 vers 80. Die kindjie het opgegroei en sterk geword deur die Gees en het in die woestyn gebly tot op die dag van sy openbare verskyning in Israel. Weet, dis nie my mooi storie nie, dis nie ek wat hierdie goed uit my duim uitsuig nie. Hierdie is woord. En dan eindig Lukas 1 daar. Nou kom ek vat jou net terug na Kersfees toe. Waar lees jy Kersfees? Lukas 2. Lukas 2. As jy nou die detail van Jesus se geboorte soek, dan is dit Lukas 2. So hier eindig Lukas 1. Ons het die gekruiste lyne gehad met Elisabeth, die vrou in haar gevorderde jare, en Maria, die maagd,
met God wat die onmoontlike gaan doen. Dis alles in Lukas 1 opgeteken. In Lukas 2 is daar 'n totale draai weg van Johannes die Doper af na Jesus toe. Want die lewe gaan nie oor Johannes die Doper nie, die lewe gaan oor Jesus. 'n Totale draai weg van Johannes die Doper. 'n Prominente draai. En dit begin met die volkstelling. En daarom het Josef en Maria mos nou beweeg en is Jesus gebore in 'n krib. Daar was nie blyplek gewees nie, ensovoorts. En dan in Lukas 3, vers 3 en 4 lees ons. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Sagaria, in die woestyn gekom. So kry die prentjie van Johannes die Doper in die woestyn, en hier kom die woord van God nou na die seun van Sagaria toe. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig. Bekeer julle, hier is die inhoud van sy boodskap. Bekeer julle, laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. So staan dit geskrywe in die boek van die profeet Jesaja. Dit is baie min wat jy hierdie woorde in die Nuwe Testament kry. Daar's baie woorde wat herhaal in die Nuwe Testament wat kom uit die Ou Testament uit, antwoorde profetiese woorde, maar dis baie min wat dit vir jou gesê word. Hier word dit vir jou gesê. In die boek van die profeet Jesaja, iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Dis Johannes die Doper. Maak die pad reguit, maak die pad gereed, want Jesus kom. Dis jou werk, dienskneg. Dis jou werk, nederige Johannes. Dit is hoekom jy groot is in die oë van die Here. Jy vat nie die limelight nie. Die limelight is weg van jou af na Jesus toe. En dit is vir my so ongelooflik. Mense wat na hom toe kom, na Johannes die Doper toe kom. Mense want hy preek nou die hele Jordaanstreek. Ek wil amper sê oral waar daar water is, omdat hy Johannes die Doper is. Daar beweeg hy en mense kom na hom toe in hulle hordes en hulle kom luister na sy boodskap. En wat is sy boodskap? Jesus en bekeer julle, en dan sê hy ook nog goed soos, julle moet gaan kos en klere uitdeel, wanneer jy hierdie Jesus ontmoet, gaan jou lewe verander, wanneer jy hierdie Jesus ontmoet, gaan jy vrygewig raak, wanneer jy hierdie Jesus ontmoet, hy sê vir die tollenaars, hou op om te veel geld te vra, hou op om mense se geld te steel, hy sê vir die soldate, geen afpersing nie, geen geweld nie. Hy spreek elke groep aan. Mense, hierdie man het 'n bediening wat skrik vir niks. Hy het die kalklig, hy het die volk wat na hom toe stroom, wat na hom toe kom. En hulle duisende. Tot die tollenaars en die soldate. En dan, die volk was vol verwagting. En almal het hulle begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Hier's jou kans, Johannes, hier's jou kans. Daarop gee Johannes aan hulle almal die antwoord. Ek doop julle met water, maar my meerdere kom. Ek is die mindere. Ja, julle dink almal ek is die meerdere. Kollig op my, limelight op my. Ek wat die boodskap van bekering vir julle bring, ek wat die pad gelyk maak, julle kom en julle duisende na my toe en julle dink dis ek, nie is nie ek nie, dis hy, gaan nie oor my nie, it's not about me, het gaan oor hom, my meerdere kom, ek is nie eers werd om sy skoene los te maak, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop, mense, hy het 'n kans in 'n leeftyd hier, hulle hang aan sy lippe, hulle eet uit sy hande. Ek wil amper sê, hulle wil hom aanbid. Hulle is op die punt om dit te doen, en hy sê, stop, nee. Hierdie gaan nie oor my nie. Ek is die mindere. Hy is die meerdere. En hierdie is ontsettend belangrik vir my en vir jou, in die manier wat ons lewe. Nie net om die kennis te hê in ons koppe en in ons harte nie, maar die manier wat ons lewe. En dan maak hy dit nog duideliker, in Johannes 1, vers 20 en 29. En dit duidelik en ondubbelsinnig gestel en openlik verklaar, ek is nie die Christus nie. Okay, het julle dit? Kan ek dit herhaal? Kan ek dit weer sê? Ek is nie die Christus nie. Die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God
wat die sonde van die wêreld wegneem. Julle almal dink is ek. Vat die kollig weg van my af en sit dit op hom. Dit is hoe 'n volgeling van Jesus leef. Dit is hoe ek en jy moet leef. Dit is hoe ons die min of meer, ek minder en hy meer, moet doen. En terwyl ek hierdie gelees het en dit my aan my hart gegryp het en net besef het wat die implikasies ook in my eie lewe hiervoor. Toe dink ek aan Paulus wat op 2 plekke in die Bybel sê, hy sê van die sondaars is ek die grootste. Hoor mooi gou-gou, waaroor brag Paulus? Nie oor sy sonde nie, maar van die sondaars is ek die grootste. As ons dan nou in kompetisie met mekaar wil gaan. Van die apostels is ek die geringste. Ek is nie eers werd om 'n apostel genoem te word nie. Hoor die ooreenkomste tussen Johannes die Doper en Paulus in hierdie geval. Die grootste van die sondaars, die kleinste van die apostels. Ek is die een wat die Here vervolg het. Ek is nie werd eers om 'n apostel genoem te word. Die mense, dis die hart wat God by jou en by my soek. Dis dit wat jou gaan groot maak in God se oë. As jy wil groot wees, wil great wees, as jy die top 100 lys wil haal, dit is hoe dit werk. En in hierdie oomblikke toe ek dink aan Johannes en ek dink aan Paulus, toe kom die woorde van Koos Du Plessis se bekende gebed net by my op, wat net sê, wat ek is net genade. En wat ek het, is net geleen. Dit is nie myne nie. Hoe kan ek daaroor boast? Hoe kan ek daaroor spog? Hoe kan ek myself op 'n troon sit? Alles wat ek is, alles wat ek het, is net genade. Dis die Here in my lewe. En dit is wat Johannes die Doper geweet het. Dit is wat Paulus geweet het. Dit is elke mens wat groot is in God se oë. Dis die eenste kennis wat jy het. En daaruit leef jy jou lewe. Hy meer en ek minder. Ek staan aan na die einde se kant toe. Lukas 3, vers 19 en 20. Hier is ons by die einde van Johannes die Doper se lewe. Hy het ook vir Herodes, die heerser, tereggewys oor Herodias, die vrou van sy broer. Lees net weer daai, die vrou van sy broer. En oor al die ander slegte dinge wat Herodes gedoen het. Nou mense, Herodes, Romeinse keiser, hulle is super wreed. Jy vat hulle nie aan nie, jy bly net stil. Nie Johannes die Doper nie. Nie Johannes die Doper nie. Roekeloos gehoorsaam aan God. Roekeloos gehoorsaam aan die een vir wie hy die pad gelyk maak. Stap agter Jesus aan. Hy vat vir Herodes aan oor sy sonde en sy droogmaak in sy lewe. Maar Herodes het nog verder gegaan en Johannes in die tronk opgesluit en julle weet hoe dit alles geëindig. Met die dogter van Herodias se partytjie. En die een wens wat jy kan wens. En hoe eindig Johannes die Doper se lewe? Sy kop op 'n skinkbord. Dit is die mate waartoe hy 'n dienskneg was. Dis die mate waartoe hy besef het, ek is die minste. Ek sal enige iets in my lewe doen. Ek sal selfs my lewe verloor vir hierdie Jesus. In Johannes 3 vers 30 kry jy dalk die bekendste en die belangrikste woorde. Hy moet meer word en ek minder. Hy moet meer word en ek minder. Wie is die beste voorbeeld hiervan? Jesus self. Die een oor wie geskryf is in Filippense 2. Hy is gehoorsaam tot die dood aan die kruis. Wat doen Johannes? Hy is gehoorsaam tot sy kop op 'n skinkbord. Is dit ons liefde vir die Here? Is dit ons die diepte van ons verhouding met die Here? Ek minder, ja tot selfs in die dood, al kos dit my dood. Ek gehoorsaam, soos Jesus gehoorsaam was aan sy Vader, en dit om die kruis gekos het. Min of meer, ek en jy minder, en Jesus meer. Kom ons bid.
Here, dankie dat ons soveel kan leer uit die verhaal van Johannes die Doper. Here, hy het soveel rede gehad, soveel rede vir 'n klop op die skouer, nie net deur mense nie, maar sommer ook deur homself. Hy het soveel rede gehad vir die kollig, maar nooit dit wat hy gedoen het, het hy gesien as die kollig nie. Dit was gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, gehoorsaamheid. Here, onverskrokke het hy mense gewys, wie is die Christus, die pad na Christus, die pad na die lam. Here, en hier is ons nou vanoggend, aangespreek deur u Heilige Gees. En ons wil antwoord, Here. Ons kies om minder te word, sodat u meer kan word. Amen.